deur die probleme gaan die lewe as hy daar vir hom Emmanuel Zet het wel laatste liefde. Ons gaan die wetjie en jy vir ons die werke van die Here opmaak asseblief. Wees nog die zede Jesus, die wonderlijke Jesus, ons Hemelman, ons vresenaar, wees nog die zede Jesus, wees nog die sluit ons so in verenig in gebed. Grote God en almagtige Vader, vanaand Here kom ons voor U, Here, en ons kom daal laag voor U aangesig, Here. Here, en wanneer ons so laag daal, Here, wil ons in besonder, Here, die Karools, Adams gesin voor U die Here bring. Here, ons wil maak, Here, soos die vriende met hulle vriend gemaak het, om hom op 'n draagbaar te sit en om te dra, 'n gat in die huis se dak te maak, Here, en ons sak vir hulle neer na U die Here se voete toe. Ek bid o groote God en almagtige Vader, Here, daar by U die Here se voete, dat U die Here vir hulle sal aandag gee, Here. Ek wil bid, Here, dat U die Here hulle trane sal raak sien. Ek wil bid, Here, dat U die Here selfs hulle trane sal afvee. Ek wil vra, Here, dat U die Here in besonder rondom hulle sal wees, Here. Here, Saterdag, wanneer die werklikheid sal plaasvind, Here, wanneer ons daai breinkus voor ons sien, en daai gat, Here, sien, besef ons, Here, dat U die Here se belofte wat U gemaak het, ek gaan heen op julle plek voor te berei. Wanneer hy klaar reg is, dan kom ek om te kom haal, die wat aan my behoort. Werklik waar aan Sofie het aan U die Here behoort. Sy was uitgekies, sy was 'n uitverkorene vir U die Here se naam en saak gewees, Here. Here, dankie, Here, dat sy vir U die Here al die jare van haar lewe kon so dien, Here. Sy kon vir U die Here so dien in die kerk, Here, dat sy vir U kon dien in die gemeenskap, dat sy vir U die Here kon dien in die IOT, die Here. Ek bid o groote God en almagtige Vader, Here, dat U die Here saam met ons sal wees, Here. Here, in besonder saam met die manne wie die woord vir die Karools gesin vanaand sal bring, Here, besprinkel hulle tong en lippe, Here, met U die Here se Heilige Gees, Here. Here, sodat hulle kan spreek, Here, dit wat U die Here van hulle verwag. Ek bid o groote God en almagtige Vader, Here, dat U die Here vir ons sal dra,
dat u woord, Here, skerper as 'n tweesnydende swaard, Here, sal deurbeen en murg sny, Here. Ek bid o groote God en almagtige Vader, dat u vir ons nouer en nader aan u die Here trek. Dankie, Here, dat ons weet, u is geen mensekind wat 'n belofte maak en dit nie nakom nie. Ek bid, Here, wees saam met ons van nou af tot in alle ewigheid. En ons bid soos die Here sy disippels geleer het om te bid, Onse Vader. Wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. En lei ons nie in versoekings nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in die ewigheid. Amen. Ons sê dankie, gaan maar net so staan dat die son met die kry nie, ons sê dankie vir evangelis, vir die oefenings van gebed. Ons kom vandaan as gardens, Yes, Lord. en elkeen gaan net kom en 'n klein stukkie kom gee om die familie sterker te maak Yes, Lord. op die pad wat nog vorentoe kom. Ek is bly vir die geskiedenis wat ons as 'n klub het. Want dit is gewoonlik oomblikke soos die wat spelers vir Gardens in die verlede gewerf het. Kentucky soos jy lank regkry, ek kan so stadig na vore kom. Yes, Lord. Gardens het nooit spelers gewerf met convoys nie, Rorachi. Gardens het nooit spelers gewerf met lekker tye nie. Maar as gewoonlik oomblikke soos die, nee, dan het mense die besef die diepte van Gardens. Dan het ons oudjies besoek op plase, ons gaan bemoedig die familie, dan sit hy oukie haar en hy kyk vast in hierdie badge en hy sê vir homself, eendag as ek klaar is met skool, ek wil ek naaf toe gaan, ek wil met die klap kom speel. Terwyl evangelis vir ons daar voorkom, wil net die kort vers los wat die moeder betref. Ek gaan nou 'n stukkie sê op die moeder, as ek my geleentheid kry sien, ons president ook nader, het ook opgedaag. I have fought the good fight. Yes, Lord. Amen. I have finished the race. Hallelujah. Die laaste stukkie, I have kept the faith. Ek is vertroud met hierdie huisgesin van Yes, Christus daaraf in die gebedsgroep Roachi. Yes. En as die ou mense ons gekry het, en hulle as 'n jong man aan vra hulle doen net 'n vraag. Hou jy nog vas met kind? Are you still holding on? I have kept the faith. Hulle het baie goed gevra van hoe gaan dit, want hulle wil nie stories hoor nie, broer Andre. Al wat die ou mense oor hulle ouma Moesele en Dalsiele en Connie en mamma hulle, hou jy nog vas met kind? Hulle wil net hoor ja of nee. As jy sê ja, dan is hulle tevrede. Evangelis, ek gee hoor, want ek raak los, ek raak. Yes, Lord. Amen, dierbares. Amen, dierbares. Amen. Amen, dierbares. Amen. Amen, dierbares. Amen. Nou as 'n mens kos amen sê, stem jy mos saam, dierbares. Nou vanaand gaan dit oor die minnigheid die binnekant die dierbares. Daar wat 1 en 2 by mekaar is, daar is die Here dierbares. En vanaand wil ek vanmiddag wil ek elkeen groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Ek groet julle in die naam wat red en verlos. En sy naam is Jesus. Dierbares, aan die familie wil ek sê, bly net by die Here. Yes, Lord. Ken hom en al jou weer, dan sal hy jou baie geliefd maak. Nou die Here het die meeting gereël, dierbares. Die Here het die afspraak gereël, jy kan maar nou doen en maak en ding wat jy sê, dierbares. Die Here het hierdie afspraak gereël. Nou vanmiddag, dierbares, ek sê jy word sommer geroep, dierbares, in die banke uit. Jy word sommer, jy moet reg wees. Yes. Jy moet reg wees, as ek gister gesê, as jy kom na die huis van die Here, kom met jou vuur na die huis van die Here toe. Ek wil so praat van Prediker 3. Ja. Van daar's 'n bepaalde tyd, dierbares. Daar's 'n bepaalde tyd, jy kan maar doen en maak wat jy wil. Die mamma se stryd is oor. Yes. Haar mamma se pyn en lyding oor. Ek gaan nie praat van die mamma nie, want sy kan nie meer hoor nie. Sy kan nie meer sien nie, maar as iemand die binnekant wat sê dat wat ek gesê het hier, maar is die Here verander nog. Ja. Yes, Lord. Die Here verander nog mense se lewe, dierbares.
Ek hoor maar Royal praat hier so van hy gekom hier so. Ek gaan nie praat van my hoe dit gekom het verby nie dierbaar. Ek gaan nie praat dat my weer is, maar God laat dit toe dat ek vanmôre vanaand anders te kom praat hier so dierbaar is. Die Here maak van niks iets dierbaar is. Nou die mamma se saak is oor dierbaar is. As tyd dat ons die waarheid moet preek. Daar is nie meer tyd om te hoor ek behoort aan 'n kerkie. Daar is nie meer tyd om te hoor dat deze kerk of dit kerkie. Maar kom ek sê jy moet nou verhouding aan met die Here dierbaar is. That's right. Maar ek is baie lief vir hierdie skilgeroide. Drink water. Uit jou eie fontein net. Nou water mos dierbaar is. As mos 'n ding wat jy nie kan belewe nie. Kyk, as jy die werk kom, soek jy net uit jy gestort dan moet lekker om kerk. Van water, as die water af is dierbaar is. Dan as jy mense mos rond as jy sonder water kan jy nie kook nie. Sonder water kan jy niks doen nie, maar kom ek sê vir jou, sonder God dierbaar is. Kan ons niks meer doen nie dierbaar is. As iemand dink dierbaar is, hy maak nog om sy eie krag te staan. As net dat jy jou saak regmaak met die Here. That's right. Here gee ons geleentheid dierbaar is vanaand om te sê dat die Here is so goed dierbaar is. Familie, there's a race you must run. And there's a victory to be won. Maar alleenlik gaan jy hierdie reis voltooi as jy volmaak en bly op die pad van die Here dierbaar is. Maar waar is so maklik nie? Om 'n man nie goed af te staan in dierbaar is. Ek het gedink my ma gaan nooit sterwe nie. Ek gaan voor my ma sterwe. Maar God laat dit toe dierbaar. Ek het nooit geweet as so seer om 'n ma te goed af te staan. Maar God moes my genees is. En God dierbaar is iemand wat gaan julle genees dierbaar. Maar vanaand wil ek jou sê bly by die Here, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paie gelyk maak. Dit gaan nou. Dit gaan nie nou lekker gaan nie. Miskien hierdie woorde wat ons nou so praat. Maar eendag gaan jy sê kyk hier sommer daai mense het gepraat daarso by my mamma se begrafnis. Ek wil aan die jong mense sê aan enige wat ek oor het. As jy nog nie met die Here reggemaak het nie, haas jou na die Here toe. As jy nog nie jou saak met die Here reggemaak het nie, haas jou na die Here toe. Want as jy meer tyd dierbaar is, ons sien hoe lyk die wêreld hier buitekant. Kom ek sê jy sien hoe lyk die lewe hier buitekant. Maar as iemand wat jou kan beskerm en sy naam is Jesus. As iemand wat jou kan beskerm daar waar jy beweeg van een plek na 'n ander plek, hy kan jou beskerm as jy vir hom raad vra dierbaar is. Maar vanaand wil ek sê aan die familie sê, bly by die Here. Tydig en ontydig. Ek dink aan die vrou wat 12 jaar in bloedspien geleer het. Hierdie vrou het alles probeer. Sy het raad opgeraak. Maar sy wil sê iemand is op pad. En sy naam is Jesus. Sy wou net in sy soem raak. En hy geloof het haar deel gedra. Haar geloof het haar gered dierbaar is. Ja, dierbaar is, ek was ook dronkie gewees. Ek sien hoe lag hulle dierbaar is. Ek was ook dronkie en die beweeg, rooi en beweeg. Maar God dierbaar het gegee te behaan, daai man dierbaar is. En dit waarom ek sê, jy is nie te sleg om goed te wees nie. Ek dink sommer nie 6 June 2010 dierbaar is, ek was dronk. Was ek na kerk toe gewees. Maar die Here kyk nie die uiterlike nie. Hy kyk nie in uiterlike. Hy kyk nie wat is jy nie dierbaar is. Die Here maak van 'n niks iets dierbaar. Dit waarom ek sê, dit gaan nie oor ek en jy nie. Dit gaan oor die Here dierbaar is. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Bly by die Here dierbaar is, daai gardens, hoe wat julle besig is. En ek weet die Here, bly die Here dierbaar is voor ek afstaan. Maar kom, die Here is goed man. Die Here bly, hy is die beste. Ek het ons afgestaan, ek het by ander company wat ek werk dierbaar is. Maar terwyl ek nou hier afry toe dierbaar is, bel iemand nie. Ek wil iemand môre begin met jou eerste kontrak. As jy by die Here iets vra,
en jy bedoel dit met jou hele hart en jou hele siel, dan is die Here nie so oor, nie swaar om te luister, dierbares. Nou die mama se woord so dierbaar is. Maar as iemand in die familie, iemand wat vanaand hierso sit, iemand wat hierso sit, dierbares, wat Rani, kan ek sê, wat Gardens is, moet bekeer, dierbares. Miskien was, ek was hierso preek, dierbares. Miskien is my saak nog nie reg met die Here nie. Maar vanaand wil ek die familie sê, bly by die Here. Amen, dierbares. Amen, amen. Ons sê dankie vir evangelis, vir hy besonderse woorde. Yes. En is waar wat jy sê, die Here verander. Hy het self my deur nou oopgemaak. Want toe ek hom leer ken by die strand is eendag, toe jag hy een van ons spelers. En die oudjies hol in by die strand is en hulle kan nie by hom naam kom nie. Hulle sê om Charles, chicken licken, jag iemand die buitekant. En om Charles weet nie wie chicken licken nie, maar hy het self die deur oopgemaak, die Here verander. Yes, Lord. En terwyl onze president om stadig regkry om vir ons, om ook die familie te kom bemoedig, wil ek net melding maak toe ek sien, ou Doep stap in, Yes, Lord. toe laat het my dink in die laaste paar maande van wyle Charles Lavmo se lewe, kry ek om nog by 'n diens iemand gaan bemoedig. En ek vra, wat soek jou hier? Hy vra vir my, is jy dan 'n dokter? In sy laaste stadium weet hy wat beteken dit om iemand by te staan, en dis hoekom ek sê vanaand vir Doepok sterkte wat ook iemand aan die dood afgestaan het. Maar hy is hier vanaand, want dit is mos waaroor, dit is die trots waarmee ons oorgelos was. Ons was nie baie gegee nie, ons het nie klaphuise nie, ons het nie die beste velde nie, maar die ou mense het seker gemaak, soos onze president sal altyd op hamer, ons was die regte goed gegee om aan te gaan. Ons gee oor aan onze president. Familie, begrafenisganger, Yes, Lord. ek wil julle begroet in die wonderlike oorwinningsnaam van ons Here en Meester Jesus Christus. Yes, Jesus. Jy weet, dit is nie lekker om iemand aan die dood af te staan. Maak nie saak hoe hard jy is nie. As die dood by jou omkom, dan is dit iets niets. Dan lyk dit nie, dit is, die was die vorige week by 'n begrafnis huis en nie mense gaan bemoedig. Maar wanneer dit by jou kom, dan is dit seer. Ek wil my enige medelee aan die familie oordra. Jy weet, ja, Gardens, dit is soos wat Royden gesê het, is 'n familie, buite die familie van jouself, is Gardens die groot familie. En daar is verskillende persoonlikhede, maar selfs hulle gee om. Ons het vandag so tussen die mense gegaan, die voorvalle wat daar is, alle wat daar is, en ek het iets opgetel, dat ons het ou mense, en dan het ons jong mense, in die groep, wat ons verlaat het. Maar ek tel op dat dit vrouens is, groot vroue, en dan sien ek dat die twee jongeres is mans. En die vraag kom by my op, as ons gaan deur die Bybel gaan, dan gaan ons hoor dat die gebed van 'n vrou dra groot krag. Wie gaan dan nog vir ons dan bid? Wie gaan vir ons die monies en die waar ons verduidelik?
En dit vat my na die opstanding. Volgens Markus. En as ons gaan kyk, dan sien ons dat dis 3 verskillende vrouens, wat die eerste volgens die evangelie van Markus, wat by die graf eerste aangekom het. En ek wil lees in Markus 16. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. Dan laat dit my wonder. Hulle was mos dan sekerlik vriende. Maar wat sal die een vrou die ander vrou laat volg, want die voorval of geval is nie haarne nie. En ek let op by die huise wat ons kom. Hoe Gertrude is by, dis meer vrouens wat by die huise is. En dan besef ek hoe belangrik 'n moeder in 'n huis is. Sy is die eerste een wat opstaan, en sy is die laaste een wat gaan slaap. Sy is die een wat in die nag wonder waar die kinders nog is. Al kom hy nog ver aan, dan weet sy, hy of sy is naby. 'n moeder ken die voetstappe van haar kind. Sy kan vir jou sê, die een wat nou hier aangestap kom, dis my kind. En daarom verstaan ek, waar deur 'n huis gaan wanneer hy 'n moeder verloor. Want die moeder is die bond, is die glue van die huis. Die moeder is die een wat die stoutste kind ons sê bedek. Dan kan ons nie verstaan hoekom dat dit gebeur nie. Maar as ons gaan kyk, die dag met die begrafnis, dan sal jy sien die skare wat gaan opdaag. En dan moet ek en u vra, watter impak het die vrou by die persoon gehad? Wat het hy gemaak, wat het sy gemaak, dat die persoon nader wil kom? Dan besef ons dat 'n moeder, sy sal vir die kind en sy maatjie iets gee om te eet. En daai kind sal dit nooit vergeet. As ons gaan kyk na hulle ouderdom, dan sien ons dat die ou vrouens, die ou vrou sal seker na 8 Nee. 73. Dit is die jongste van hulle wat gesterf het. Maar die Bybel sê dat die lewensjaar van 'n mens is Yes, 70 Lord. Ja. of selfs 80. Daarna, as hy sterk is, daarna is dit beselle jare. En in die tydperk moet ek en u daarom iets geleer het van haar. Want die dag as sy nie meer daar is nie, dan onthou jy van op 'n dag Ja. wat sy vir jou iets gesê het. En Gert het iets genoem met die ene, sy sê, hy sal die ou vrou, Doep se moeder, hy sal haar altyd onthou vir die broodjies wat sy gepak het. En so kan elkeen van ons iets vertel. So daarom is dit belangrik dat ek en u moet besef, dat is soos evangelis gesê het, die tyd raak min. Dit het tyd geword dat ek en u 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus That's right. moet aangaan. Want God bepaal die voetstappe
van 'n mens. Of jy 10 is en of jy 80 is, dit was bepaal. Want Jeremia 1 sê vir ons dat voordat jy in jou moeder skoot gevorm was, het ek jou geken. En voordat jy uit jou moeder skoot uitgegaan het ek jou geheilig. So moenie vir een oomblik probeer verstaan die werke van die Here nie. Moenie vir een oomblik probeer delf en probeer uitvind hoekom sekere dinge gebeur het nie. Dit sal jou lewenslang neem. Want aan elkeen van ons is iets gegee wat ons moet aan vasklou. Elkeen het 'n talent, elkeen het 'n skill. Maar die Here is die een wat wysheid verleen aan die wat dit van hom vra. Paulus skryf op pad na Damaskus, op die pad van Damaskus, het hy Jesus Christus ontmoet. So het 'n ondervinding en 'n ontmoeting het hy met Jesus Christus gehad. En daarna was sy lewe nie meer dieselfde nie. Hy sê die evangelie, die ware evangelie het ek nie by monde van mense gehoor nie, maar ek het dit ontvang. En daarom kan ons net dankie sê vir die weg wat die moeder vir julle as familie gebaan het. Ek het gehoor wat Royden sê wie die moeder was. Ek het die moeder nie geken. Yeah. She was a woman of God. Maar dis wat ek so verneem. En ek hoop dat elkeen van ons iets uit die blad, in die boek van, net een bladsy van die moeder, kan neem in haar lewens. En dalk iets daarin sal leer, wat jou lewe en my lewe sal verander. Amen. Ons sê dankie vir pres. We bless your name, Almighty God. We bow before you. We bless your name, Almighty God. We bow before you. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. Ons weer eens sê dankie vir die pres vir die wyse woorde. Voor ek oorgaan gee aan ons prediker, wil ek net iets kort los. Ek het 'n vers gesê aan die begin. Die vers sê, I have fought the good fight. I have finished the race and I have kept the faith. Ek gesels met iemand om Gert en ons praat oor die geskiedenis van Gardens. Ek lyk van Gardens praat. En die man sê, Savito, en hy sê that Gardens is one of the most successful clubs in the history of Eastern Province rugby. Sure. Maar
Hy kry nie 'n uitdrukking op my gesig nie. Hy sê vir my, maar jy sê dan niks nie. Ek sê ek kan nie respond nie. Want ek is 'n linguist. Ek hou van woorde en ek is 'n etymologist. Ek like die ontstaan van woorde. Ek sê die gebruik 'n woord wat ek nie van hou nie. They say Gardens is one of the most successful clubs in the history of Eastern Province. Maar ek like nie die woord success nie. Ek like die woord significant. As 'n verskil. Success measures outcomes. But significance measures impact. Maar die wêreld ry jou aan sukses. Luister wat sê die vers. Hy sê I have fought a good fight. Dit sê nie wie die fight gewen nie. Ja. It's not dependent on success. What's the outcome? Dit sê nie wie wen of verloor die fight nie. I have finished the race. Dit sê nie hoeveel ek gekom het nie. Dit is ook die vers by mama los. Dit sê nie hoeveel ek gekom het nie. That's Dit right. sê I have finished the race. Yes. By die comrades, I have finished the race. Ek is nie eerste nie. Ja. I have kept the faith. Dit sê nie hoe great was ek in die faith nie. So as ons na mama toe kom, mama is not measured by success, Ja. but by significance. Want jy hoef net rond te loop en net so na die klein kinders te kyk en na die kinders te kyk en in die gemeenskap te kyk en in die kerk te kyk en jy hoef net rondom jou te kyk om te sien dit is nie outcomes nie, but impact. En dis hoekom as jy praat van hierdie wonderlike klap oral waar ons gaan, don't measure me by success, but measure me on significance. Dis hoekom die pres altyd vir ons sê, alles gaan okay wees. Ja. Because we were not called, miskien het jy na 1992, miskien jy se kyk, maar ons kom voor die 1990s. So we are rooted in significance. Ons was gestig om 'n verandering te maak, nie net om wedstryde te wen nie. That's right. Dis die prediker se kan word. Andre kom vorentoe voor ek te veel aangaan. Laat ek oor gee nie. Ons kom vanaand om 'n mamma neer te lê. That we know the significance of a life. Want ons kan die impak, ek noem hom klein pastoortjies om soek. Hy wil ek sommer laat die bid of wat die president iets sê. I can see the significance of a life. So moenie laat die wêreld ons voel met sukses, jong Gert. Ek gee oor aan ons prediker, meneer Andre van Willem. Baie dankie vir die geleentheid wat my gebied word. Die woord van God. Yes, Lord. Besonder aan die bedroefde familie te verkondig. En wanneer ek vrede oor hierdie huis spreek, Yes, Lord. spreek ek vrede in die naam van Jesus. Vrede vir julle. Dat die vrede van God saam met julle wees. Vrede aan elkeen wat gekom het om vandaan net sy bydrae te kom doen aan hierdie familie. My ma sterwe dood in Livingston Hospitaal. En terwyl ek uit die saal kom van Livingston Hospitaal, loop ek na die kar toe. En iemand in die gang sê vir my, hy roep, hy sê, pastoor, kom gou hierso, my ma sterwe aan hierdie kant, ek sit ook nog met 'n seer. Terwyl my ma sterwe, en hier roep iemand my van agteraf, pastoor, my ma is besig om te sterwe. Nou, wanneer jy die Here is, jy's alles, jy's pastoor, jy's 'n bishop, jy's alles. Nou ek kyk ook maar en ek kyk en ek sê, okay, terwyl ek met my eie seer sit, terwyl ek hierdie hospitaal verlaat, terwyl ek in die gang loop, sê ek vir myself, Here, dit is u werk en ek moet dit doen, al sit ek met my seer doen. Sorry, moet ek nog? Want hier is mense wat ook 'n seer het en God verwag Yes. dat ons hulle gaan bemoedig. Ek ken aan Sophie ook deur my ma. Yes, Lord.
Daar was alle dag 'n klap gewees. Hulle het dit genoem eager hands. En dit kan die familie onthou, eager hands. Hulle het sulke rooi treë gedra. Nou hulle het naaldwerk in kraft het hulle gedoen. Naaldwerk het hulle gedoen. En dan kan Sophie kom optel en dan kan Sophie na die kerk toe gevat, AGS South toe en dan bemale dan. En dan hoor ek praat aan Sophie oor die woord van God. Dan hoor ek aan Sophie praat oor die woord van God. En terwyl ek hulle so aflaai en drop, dan praat sy en sê sy, dankie my kind, vir dit wat jy ook doen. Die hande van naaldwerk, en die hande wat God hulle gegee het hulle so geseën, dat hulle ander mense ook kan beïnvloed. En dit is wat, soos ek aan Sophie ook geleer ken, en altyd as ek die verby man sit, sien Marisol, en altyd die gesit op die stoel, en dan waai sy net vir my. Wat 'n besondere persoon, wat 'n besondere iemand. Yes, Lord. Iemand wat die Here geken het. En daarom wil ek u vanaand bemoedig, liewe bedroefde familie, uit die boek van Job uit, waar Job sê, naak het ek uit my ma se skoot gekom. En naak sal ek weer teruggaan. Die dag wanneer ek doodgaan. Die Here het my alles gegee. En nou het hy alles van my af weggeneem. Prys die naam van die Here. Yes, Lord. Liewe familie, ons wat vanaand hier is om hierdie familie te bemoedig, wil ek my tema sit, en terwyl ek daar sit, en terwyl, weet, ek in Kentucky, en ons praat altyd, ons sê, ons gaan maar geroep word, want ons is predikers. Ons moet die woord van God met ons verkondig. Amen. Ons moet die woord van God verkondig, soos hy sê, tydig en ontydig. Amen. Moet die woord van God verkondig word. En Sophie is 'n lewe, haar lewe was voldaan in 'n God wat getrou is. Dit is die woord, dit is die tema van die boodskap vanaand, en die besonder aan ons bedroefde familie wil gee. Nou wanneer ons kyk na 'n lewe, en dan kan ons 'n lewe vergelyk met die seisoene van die jaar. Seisoene van die jaar. En elke seisoen, wanneer dit somer is, beteken dit groei. En wanneer dit lente is, beteken dit is die begin. En wanneer dit winter is, beteken dit is rus. Maar vandag staan ons nie net by die einde nie, maar ons staan by 'n voltooide seisoen. Iemand wat haar lewe gelei het. En hierdie lewe van Sophie was nie afgesny nie. 'n lewe wat vol gelewe het. 'n lewe wat vol gelewe het. Ook vir God in haar gemeenskap. Psalm 92 vers 13 vertel vir ons, en hy sê, die regverdige sal groei. Soos 'n palmboom, selfs in die ouderdom, sal sy vrugte dra. Selfs in haar ouderdom, het sy vrugte gedra. En vandag vier ons, wanneer ons tot sins sê vir haar, en dan vier ons 'n lewe van jare, van goeie jare. Ook 'n lewe wat volledig was. 'n lewe wat sy so baie mense kom beïnvloed het. En haar invloede het baie mense bereik. En daardeur kon sy ook kinders na God toe bring. Deur haar lewe. Maar 'n lewe, broers en susters, en
besonder u as familie, 'n lewe van nalatenskap. 'n lewe wat sy ook nalaat. En soos ek gesê het, sy het nie net geleef nie, maar sy het gesaai in ander mense se lewens, sodat ander mense ook hulle lewe kan verander. Jy weet, sommige mense laat spore na. Maar wanneer die psalme sê, wanneer die praat van die palmboom en sê, ander plant bome, sodat mense 'n skaduwee kan vind onder hierdie boom wat hulle kan sit. Sodat ander mense 'n skaduwee kan vind om onder die koelte van Aunt Sophie te kan sit. Ek het gehoor, sy is oor die 70, mooi jare, wat die Here vir haar ook gedra het. Dat die Here het gekom en haar kom neem. Familie, vanaand wil ek u bemoedig. Jy sien, wanneer jong mense sterwe, dan is ons geneig om te vra, hoekom dan, wat het dan gebeur? Maar wanneer ou mense sterwe, dan sê ons, die Here se tyd het gekom. En die Here het daar kom wegneem. Dat ek het aangeraak, is 'n tyd om te lewe, 'n tyd om te sterf, 'n tyd om gebore te word. En dan Sophie se tyd het gekom. En ons wat vanaand agterbly. Ons het gepraat aan die begin en ek gehoor die manne praat van die Westop en Royden. Hy noem dit en hy sê, dit gaan nie oor wen nie, dit gaan nie oor hoeveelste jy kom nie, dit gaan oor die eindstreep. Gaan jy klaarmaak? Gaan jy jou wedloop klaarmaak? En gaan jy jou wedloop so hardloop soos aan Sophie gehardloop het? Gaan jy jou wedloop klaarmaak sodat jy ook soos aan Sophie die reis ook voltooi het? Ja, baie kere sak ons uit. Maar weet ons het 'n genadige God. En hierdie God, hy tel vir ons weer op. Sodat ons hierdie reis dan kan voortsit. Dit gaan nie oor wen vanaand, wanneer ons praat van 'n reis wat jy hardloop nie. Maar dit gaan oor die eindstreep. En wanneer jy by die eindstreep kom, gaan jy klaarmaak. En ons het vanaand hier sit. Wat kan ons van onsself sê? Terwyl ek in u vanaand hier sit wat agterbly. Hoe hardloop ek nog hierdie reis? Hoe hardloop ek nog hierdie reis? Wat is my doel in hierdie reis wanneer ek hardloop? Hardloop ek hierdie reis met trots en hardloop ek asof ek nie gaan sterwe nie. Hardloop ek asof ek nie bestaan, hardloop ek. Maar God wil ons aandagtig maak vanaand. Wanneer ons hierdie reis moet hardloop, moet ons hierdie reis hardloop met volharding, sê die woord van God. Voordat wanneer die eindstreep kom, voordat ons sê, dit was wel gedaan. Weet dan, Sophie was bevoorreg, wanneer sy, as ek terugkom, wanneer sy haar hande kon gebruik het, wat die Here vraag. En die Here het vir haar aan die hande gegee, om hierdie mooi dinge ook in die lewe, sodat ander mense ook kan besigtig. Ek kyk in die week, kyk ek soeke 'n koerant uittreksel van hulle, en ek sien daar hulle was baie plekke gegaan, en baie mense het belang gestel, ook in hulle handewerk. En dit is waarmee God hulle ook gesien. En wanneer Job vanaand vir ons sê, naak het ek in die wêreld gekom, en ek dink dan Sophie by die punt gekom, sy worry nie oor alles, sy worry net oor haar weg van die Here. Sy is bekommerd net oor haar weg in die Here. En wat is ek en u se doel vanaand wanneer ons agterbly? Wat is ons doel vanaand wanneer ons hier sit? Ons oë te gefestig op die volëinder van ons geloof. En Sophie die geloof het sy behou. En ek en u vanaand. Ek en u vanaand behou ons nog die geloof. Waarmee hou ek en u ons besig? Anders as om die goeie te doen wat die Here vir ons gegee het om te doen. Waarmee hou ek en u vanaand ons besig?
terwyl die wêreld woes is, en terwyl baie mense terwyl nasie teen nasie opstaan, terwyl ek en u moet 'n verskil maak in hierdie lewe, terwyl ek en u geroep is, waarmee hou ek en u ons vandaan? Hou ons besig. Ek preek Sondag oor die arend. Die arend is 'n voël wat baie sterk is. En wanneer hy sy prooi vang met daardie sterk snabel, pik hy sy prooi op en hy kan beweeg met sy prooi. En dit is hoe God hierdie arend uitverkies het, omdat God weet, hierdie voël is 'n voël wat in die toekoms sien, en terwyl u wat vandaag wat kragteloos is, wil God vandaag vir u kom opneem, en God wil u vandaag 'n sterke gees soos 'n arend, sodat u kan zweef, sodat die wêreld kan sien, dat aan Sofie se nalatenskap, of dit wat sy nagelaat het, is nie te vergees nie. Ja, ons word moeg en mat, sê die woord van God, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Moontlik is ek in die wagtyd. Moontlik is u in die wagtyd, maar God is ook daar om saam met u te wees. Ons word moeg en mat, ja, maar God is daar om ons weer te kan optel. En vanaand wil ek vir u sê, wees soos 'n arend. Wees soos 'n arend vanaand. Wees so sterk soos 'n arend vanaand. Sprei u vlerke, span u vlerke, sodat God se naam verheerlik kan word. Mag God vanaand u wees vanaand. Mag God vir u hele lei. En ons as Gans het vanaand u net kom Kaap op en Saterdag is die werklikheid wat gaan gebeur. En dan moet u finaal, dan moet u afskeid neem. Maar moenie vergeet nie, by die naderdraai van die graf, ek het dit een keer genoem, terwyl ons dit weer gehou het, en terwyl ons by die graf staan, en terwyl ek by die huis kom, word ek gebel en word gesê, die man wat saam met ons langs die graf gestaan het, hy het ons ook nou verlang. Die Here het saam met julle wees, mag die Here met julle ook bly. Amen. Op die wolken, aan die hemel, zal het Jesus weer ontmoeten. Op die wolken, aan die hemel, zal het Jesus weer ontmoeten. Ons sê dankie vir die bediening van die woord deur meneer Van Willem. Soos ons gaan afsluit, is haar laaste boodskap, nou van mama nie meer hier is nie, is die boodskap vir die kinders en die kleinkinders. Ons het mos nou gesê, ons kan sien, wat is die verskil tussen being successful and being significant. En omdat significance is impak. Dit is, ek kom met manufacturing iets ook, is baie in data, en ek like feite. Stem, nee,
hardloop teen 343 meters per second. Dis hoekom jy in sekere caves gaan en jy skree, dan kan jy die echo nog hoor vir so tussen 5 en 10 sekondes, depending op die grootte en die diepte van die grot. Nou dat mama se woorde kom stil word, Yes, Lord. is die kinders en die kleinkinders die echo Ja. van die significance van hierdie lewe. En dis hoekom Jesus sê dat die kwaliteit van 'n mens se lewe kan net in die dood bepaal word. That's why he says, unless a seed falls in the ground and dies. So, as ons kyk na die kinders en die kleinkinders en die agterkleinkinders, hoor ek dieselfde geluid van mama toe wat sy geleef het. The quality of life can only be proven in death. So elke keer as jy staan voor 'n besluit, dan vra jy jouself af, gaan ek mama se stem echo? En dis hoekom die kosbaarste woorde wat ek hoor, as iemand vir my sê, hy het hulle maar blamsel, hy het nie te so bek uitgedraai nie. Daai is vir my soos manna, soos goud. Ek kry hoendervleis because the quality of her life now is proven nou dat sy nie meer daar is nie. That's why we need to live a life of significance. Kinders, ons los julle met die ding. Will I be an echo that she would be proud of as ek haar eendag meet? Dan kan sy sê, my kind, jy het my stem laat weer klank. Ja. Lang nadat ek weg is. And that's why Jesus said, if you have seen me, you have. Because the echo is dieselfde. Evangelis, ons sien die mense het nader gestaan. Kan jy vir ons kom afsluit? Evangelis, evangelie. Kan jy vir ons kom afsluit? Nee, broer Archie gaan nou op beurt kry, ons kom gebeur ons. Maar hy is op die bank, die bomsquad gaan nou halfpast 6 losgemaak. Kom ons staan dierbares. Vader, in die naam van Jesus, Here. Here, vanaand kom ons na U toe, Here. Ons kom sê net baie dankie, Here Jesus, Here. Baie dankie, Here, dat ons nog U se woord, Here, nog kon gebring het na die familie toe, Here. Here, vanaand, Here, bid ek, Here, kom ek weer vir die familie, Here. Here, ek pleit self onder die bloed van Jesus, Here. Ek weet, Here, die duiwel is tevrede met wat ons besig is, Here. Maar vanaand, Here, kom ek na U toe, Here, kom gee U die lof, die eer, die aanbidding toe, Here Jesus, Here. Here, kom vra in die diepte van my hart, Here, dat U hierdie familie, Here, onder U se hand sal hou, Here. Here, daar waar die duiwel wil inkom, Here, ek kom vra dat U, Here, hierdie gat sal toemaak, Here, onder die bloed van Jesus, Here. Ek weet, Here, die woord sê in Psalm 23, al gaan ons deur 'n dal van doodskade weer, Here. Ons vrees niemand vanaand, Here. Ons vrees net die Here Jesus, Here. En ek weet, Here, U is in beheer, Here. Here, die wat 'n oor het vanaand, Here. Laat hom luister, Here. Here, die mamma se oor het nie van nie toe gegaan, Here. Dat iemand, Here, die naam van die Here moet aanroep, Here. Here, gee vir ons krag, Here, ons as daar gardens, Here, dat ons nooit sal moeg raak, Here, om U se naam te bring, Here. Dat ons nooit sal afdwaal, Here, om U se naam te bring, Here. Ek kom vra U diepte van my hart, Here. Here, wees ook met ons, Here, wat nou gaan, Here. En die manne wat voortgaan, Here, om die naam van die Here toe, dat ons niks, Here, sonder U sal, dat die gees van die Here sal penetreer vanaand, Here. Seën ons, Here, in 'n dubbele mate, Here. Geef ons krag, Here, in Jesus naam, Here, tot in ewigheid. Amen. Amen, amen. Ons daar kom ons 'n tag team. Ons gaan nie af- ons gaan nie sien iets spreek nie. Hulle gaan ons aangaan. Ons gaan net iemand vra vir die familie net om ons te sê van die verrigtinge, sodat ons is ons live my klip. Ja, sodat almal dat die hele gardens familie kan weet hoe gaan verrigtinge. Ek weet jy die mantel word gevat. Goeienaand familie, vriende en kennissen. Ik wil net namens die Carols, Adams, Lambertine en Caesar familie sê baie dankie Vys. Pres, Evangelis, Papenkoes, Evangelis Jordaan en elke speler baie dankie vir u ondersteuning.
hierso vanaand en vir die woorde van aanmoediging, Mr. Wen. Ek twyfel dat dit by die ander oor uitgegaan het. Glory. So ons wil ook namens die familie vir die klub sê baie dankie. En ook sterkte toewens vir die res van die seisoen. En dan ook namens die familie Sakkie. Dankie. Dat ten spyte van die seer wat jy het, dat jy ook hierso by ons is. En ons wil namens die familie vir jou sê sterkte. Dis soos Mr. Wen sê, jy sit met 'n seer en dan kom sê jy vir iemand anders sterkte. En jy moet nou met hy seer ook vir iemand anders sê sterkte. So ons wil vir jou toelaat kom word onder God se genade. En dat hy vir jou en die res van die familie ons sal versterk vir hierdie weer wat voor lê vir julle. En sterk versak. Die verrigtinge is eerskomende Saterdag. As dit God se wil is, gaan die liggaam hierso 8:00 aankom. Mama se laaste draai kom maak hierso by die huis. Ons beplan om 8:30 te begin. Tot so 9:30 en dan om hierso te vertrek so teen 9:45 om dan by die Methodiste Kerk in Patrys 10:00 te wil begin. So as julle nie verhinderd is nie, ons nooi julle uit. Vanaand se diens gaan voorgaan soos wys gesê het. Die ander manne gaan nou die bette oorvat. Ons YMG, ons mannevereniging van die kerk. Dit begin 6:30. Ons vra as die lede wie so gaan van vanaand hier is, om miskien net agter toe te gaan om die familie iets voorberei so vir julle. So normaal baie dankie aan Kerk, Chris, George en Elkie. Dankie aan die familie vir die geleentheid. Soos ek sê, die verskil tussen significance en sukses. Die pres sal ons altyd remind is om te veel rugby oriënteerd te dra as hulle 'n boodskap los. Ons veragsaam die belangrike dinge waarmee ons toevertrou was in die klub. En dis hoekom ons geleenthede soos die sal ons nooit wegbly nie, want dit is wat ons gemaak het. En soos ek sê, as ons jong manne bietjie van pad af van, dan sal die pres ons inroep om te sê, hey, ons doen nie wat ons moet doen. Dit het ons reg gemaak. So weer eens dankie vir die familie vir die geleentheid. Ons gaan nou oorgee aan 'n ander gardens evangelist in die groep van voor van. Hoe is die hele garden?